Kom ons voel baie welkom vanoggend, omdat ons weet dat die liewe Heer vir ons vanoggend saamgeroep het as sy kinders in sy gemeente, en dat hy hier is. Geliefdes, soos wat hy in die ou jaar daar was, vir ons ingelei het in die nuwe jaar in, soos wat hy nog altyd daar was en betrokke in ons lewens, of ons bewus was van hom, of ons aan hom die erkenning en die eer gegee daarvoor al dan nie, dit maak nie saak nie, hy is altyd by ons, hy het ons altyd lief, en hy het beloof, ek sal vir jou sorg, ek sal vir jou gee wat jy nodig het. Geliefdes, glo dit dan met die hele hart, al getuig omstandighede miskien partykeer anders, of al lyk dit op die oog af, of al voel dit, die Here is miskien ver, of hy sien dalk nie vir my raak nie. Kom verseker die kruis van ons Here Jesus vir ons, dat hy ons innig lief het, met 'n goddelike liefde, nie die liefde van mense nie, dis 'n liefde wat opoffer, wat gee, en aanhou gee, en so getuig ons saam met die gelowiges deur die eeue heen, sy goedheid is sonder perk, dit duur van geslag tot geslag, ontvang dan sy seën, as hy vir u kom sê genade, en barmhartigheid, en vrede vir jou, dit kom van God ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees, wat dit in ons harte vermenigvuldig, en dit 'n realiteit maak, en dit praktyk maak. Amen. O liewe Hemelse Vader, ons dank en loof en prys U, nie net vanoggend in die kerkie, maar elke dag in ons lewens, want U is goed. Dis ons belydenis, Here. Al is dit die enigste ding wat ons kon sê van U, is dit dat U 'n goeie God is. Voor alle tye was U daar. Daar was nie 'n era of 'n tyd wat U nie daar was nie. En vanuit die ewigheid, en vanuit die almag, en vanuit die liefde, skep U vir ons. Ons is maar 'n kort tydjie op aarde, o Heer, maar dis nie sonder 'n doel nie. Here, laat ons in hierdie nuwe jaar, in hierdie oomblikke wat ons in die kerkbankie sit, sal opnuut besef, U het 'n plan vir ons. Laat daardie plan tot vervulling gaan, o Heer. Gebruik die Heilige Gees in ons harte, en die woord wat ons hoor ook vanoggend, dat ons al meer en meer daai doel sal vervul. Die doel om lief te hê vir U en vir die mense rondom ons, tot die dag dat U ons kom haal. Dankie Here dat U ons spaar en behoue laat bly het. Wees hier teenwoordig in ons stilte, in ons saamwees. En Here, die ou Groot Kansel Bybel, waar ons vanoggend gaan lees, ja, dit is 'n boek wat in 'n drukkery gedruk is, met woorde op die bladsye. Maar, dit is lewend. Here, laat ons nooit enige ander stem, of enige ander geskrif, of enige ander mens se leerstellinge sal aanhang, behalwe as wat hier geskrywe is nie. Want hierdeur kom daar lewe. Hierdeur leer ons U ken, en ken ons U wil vir ons as mense. En ons kom bid dan as gemeente vanoggend, Here, in hierdie ryke seën waarin ons staan, hierdie strome van lewenswater, dat dit sal aangevul word, bloot net deur die hoor van U woord, van die Bybel. Laat dit so wees, ons bid dit, in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ek het die woorde op die bord laat gooi, ons lees vanoggend uit Romeine 12. Nou, eintlik 'n bekende gedeelte. Ons ken die woorde baie goed, maar so in die nuwe jaar al reeds 'n entjie in. Dan ons mag gerus weer hoor wat sê Paulus hierso oor 'n nuwe lewe. Dis ons wat ons wil hê. En hy sê dan in vers 1, ek doen 'n beroep op julle, broers en susters, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie,
Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik is en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees, in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toe bedeel het. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie, net soos ons, al is ons baie, in Christus een liggaam. En almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan ons elkeen gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. En as ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Geliefdes, so is die eerste watertrek so ook in die 5de Januarie 2026 is die nuwe jaar al in swang. Nou ja goed, ek dink veral vir die kinders, die handjie vol wat vanoggend hier is, hulle begin nou eers 'n bietjie later, so hulle vakansietyd is nog rukkie. Maar ek dink meeste van ons, as ons die voorreg gehad het om bietjie te vakansie en so, is alweer aan die werk. En nou is ons nog vol opwinding en moed vir die nuwe jaar. Dit is ons maar gewoonlik so. Ek kan dit amper nie glo, werk het hier. Mense soms so moeg aan die einde van die ou jaar. Maar in die begin van die nuwe jaar is daar ons nou maar altyd net so ietsie. Ek weet nie wat dit is nie. Dalk is die Here self wat dit vir ons gee om weer moed te hê en lewenslus te hê om te kan aangaan. Maar hoe lyk dit nou as ons mekaar weer volgende Sondag hier in die huis van die Here ontmoet? Hoe lyk dit 2 weke van nou af? Hoe lyk dit oor 'n maand as Januarie se einde bereik het? Daai verskriklike Januarie, jy weet, dit is eintlik, ons sê maar elke kwartaal, hierdie kwartaal, maar elke kwartaal het maar sy dinge, vol dinge, baie dinge om te doen. Vir ouers, vir werkendes, vir nie werkendes. Ons gaan waarskynlik weer moeg raak, weer lus om, of voel ek sak uit. Maar hier is die groot vraag, en dis nie net 'n nuwejaarsvraag nie. Ek praat nou nie van nuwejaarsvoorneme nie, daai goed, dit werk vir rukkie, en ek hoop regtig ek kan my tikkies aantrek in hierdie nuwe jaar, 'n bietjie gaan draf. Maar, dink net vir 'n oomblik, wat gaan in u lewe anders wees? En ek praat nie van die nuwejaarsvoornemens nie, ek praat spesifiek in jou verhouding met die Here, in jou geloof. Gaan jy tevrede wees om presies net so voort te gaan as wat jy het in die ou jaar? Wel, as jy gaan tevrede was met wat gebeur het, en jy wil net so aangaan, doen het. Maar ek wil waag om te sê, ek dink nie daar is een van ons wat ons verhouding met die Here en ons geloofslewe aanbetref in elk geval, en ons menswees presies dieselfde wil bly nie. As jy dinge nie anders gaan doen nie, dan gaan hierdie nuwe jaar nie vir jou 'n nuwe jaar wees nie. Dan gaan dit net nog 'n jaar wees. As jy dinge nie gaan anders doen nie, gaan dit nie 'n nuwe jaar vir jou wees nie. Net nog 'n jaar. En dit, as ek Paulus se woorde in elk geval lees, en soos wat ek en u vir God ken, is dit glad nie wat God vir ons wil hê nie. Daar's dinamika en daar's lewe in die Christen se bestaan.
Daar moet ontwikkel word, daar moet vorentoe gegaan word. Die trappies van geloofsgroei moet geklim word. En ja, ons bely dit vir die Here. Daar is tye in ons lewens wat ons stagneer het. O, en die Here verhoed tog dat, as dit, ek weet nie of dit moontlik is nie, maar dit partykeer gebeur daar verskriklike goed in ons lewens, en dan stagneer ons nie net in ons verhouding met God nie, maar dit degenereer. En saam met dit al die gevolge van 'n lewe wat nie ten volle toegewy is aan God nie. 'n Lewe waarin selfsug en sonde dikwels die oorhand het. En ek nie meer gaan stil word om te luister in my gebedslewe nie. Net stil wees voor God nie. Maar bestellings insit, asof God in my diens is en ek nie in sy diens nie. Nee, 2026 is die tyd van verandering in die naam van die Here. En een ding is seker, as ek en u wil vrug dra, gaan dit nie sommer net van self kom nie. Ons ken onsself al te goed. Meeste van ons wat vanoggend hier sit, het al 'n hele paar jaar agter die rug. Ons weet, self probeer, werk nie. 'n Positiewe gesindheid alleen werk nie. Want op die langtermyn kom die lewe soos branders. En ek het met die nuwejaarsdiens ook vir die persone wat hier was hier in die middelblok of in hierdie blok, die aand gesê, ek wens so ek kon van die kansel af, vir elkeen van u, as ek sê voorspoedige nuwe jaar, en ons wens mekaar 'n voorspoedige nuwe jaar, sê hierdie jaar gaan smooth sailing wees. Dit gaan net goed en wonderlik gaan, maar dit gaan nie. Ons moet weet die beproewinge gaan kom. Ons moet nie bang wees nie, sê die Here. Ek is by jou. Hou vas in my hand, want weet jy wat, hy sal u hand nooit ooit los nie. So dit gebeur nie sommer van self nie. Ons almal wil hierdie nuwe avontuur betree. Met die nuwe uitdagings. En onthou, 'n avontuur is nie net smooth sailing nie. Avontuur beteken, daar's juis uitdagings wat ek kan en moet oorkom. Want dis daar's ook 'n element van, durf ek die woordjie gebruik, lekkerte, aangenaamheid om te sien, hier is 'n berg voor my, maar ek weet, omdat ek die Here ken, en ek weet dat hy al vir my lewe gedoen het, gaan hy my hierdie berg laat uitkom. En as ek aan die ander kant kom, gaan ek sê, ag, weet jy wat, dit was moeilik en alles, maar die Here het eintlik van daai berg vir my 'n molshoopie gemaak. Dit is die uitgangspunt. Dis die vertrekpunt van Paulus se brief ook in hoofstuk 12, wat hy sê. Hy sê, onthou die groot ontferming van God. Ek sien die genade raak, ek sien dat dit sy seën oor my uitreën, sonder perk en sonder maat. Hy het my sy kind gemaak, en buiten vir dit gee vir my so baie in my lewe, dat ek, as ek op my knieë moet gaan en dankie sê, is dit net te veel. Ek is verlos. In hierdie Kerstyd het ons dit oor en oor gehoor en vir mekaar gesê. En uit die woord gehoor, God het mens geword, hy het ons verlos, hy het die prys ten volle betaal, ten volle. Ek het die ewige lewe. Kom ons herinner mekaar aan God se groot ontferming. Dis wat Paulus hierso doen. Eers dan kan ons vra, wat nou volgende? Wat is my voorneme om dit so te stel? Geestelike gesproke. Hoe gaan ek nou reageer? Hoe gaan ek optree met dit in gedagte? Van wie God is, wat hy vir my doen in sy groot ontferming. Paulus hy sê daarso, dit is die wesentlike van die geloof. Ek dink die kinders weet wat die woord wesentlike beteken. Maar as jy dit nou sommer direk wil vertaal, sê Paulus hierso, en dit is eintlik so mooi. Ek weet nie of dit in party Bybelsvertalings so staan nie, ek moet eintlik gaan kyk. Staan hierso, dit is die logiese van die geloof. Die wesenlike, die logiese van die geloof. As jy dit glo, as jy glo God is goed, en God het jou geseën, en hy het vir jou alles gegee, is die logiese, ek gee myself aan God. Dis die van selfsprekende reaksie,
is om jouself te gee, die wesentlike, die logiese van die godsdiens. Enige ander godsdiens is nie godsdiens nie. Vergeet van 'n godsdiens waar jy vir God hanteer as 'n bysaak in jou lewe. Vergeet van 'n sogenaamde godsdiens wat nie veel inbreuk maak op jou lewenstyl nie. Vergeet van 'n godsdiens wat jy maar so 1 of 2 maal 'n week beoefen. Vergeet van 'n godsdiens waar jy God dien die slag as jy lus het. Vergeet van 'n godsdiens waar jy self in jou eie behoeftes elke keer voorgang geniet. Dis 'n godsdiens wat op die Here gefokus is, want dit is ware godsdiens. Ware godsdiens is om jouself te gee, in totaliteit, elke faset van jou lewe, elke gedagte. Dit is wat heilig beteken. Paulus sê, ons moet geheilig word, want heilig beteken, dit kom van God af. Onthou, ons kan dit nie self doen nie, nie een van ons nie. Dit kom van God af. Ek word deur God aangeraak, deur sy ontferming. Hy gee die nuwe lewe. Dis nie iets wat ek skep nie, dis 'n geskenk. En dis God se kant van die verbond. Hy het sy deel lankal gedoen. In die Here Jesus Christus. Hy doen dit elke liewe dag. Die groot vraag is dan, wat nou volgende? Wat van my en u? En dit is om jouself te gee. As 'n lewende en heilige offer. Dink gou daaraan. As dit die waarheid is, as wat ons bely met ons geloofsbelijdenis en van die Bybel en van ons geloof regtig die waarheid is enige ander reaksie as dit ons eintlik onnosel, dom, absurd. Jy kan mos nie dit glo en weet en dieselfde mens bly nie. Dis eintlik 'n belediging vir God. Na alles wat hy vir my en vir u gedoen het. God vra van ons alles, ons totale bestaan, elke faset. En dis 'n hoë eis. Dis 'n hoë eis. Vers 2 sê, laat God julle verander. Letterlik staan hier so, weer oulik, ons kan dit nog gerus nie vertaling dalk inbring. Letterlik staan hier so, laat God die metamorfose vir jou gee. Laat jy 'n metamorfose ondergaan. Ek dink die wat al 'n bietjie biologie gehad het, weet mos van 'n lyk 'n papie, waar 'n wurmpie raak ons 'n papie en dan broei die papie uit, dan is dit 'n pragtige skoenlapper of 'n mot wat kan vlieg. Dit is metamorfose. Nou daar's 'n storieetjie ook van 'n man wat eendag so staan en kyk het na 'n papie, hoe die skoenlapper uitbroei en dit vat toe verskriklik lank. En hy help toe die skoenlapper so 'n bietjie en hy krap toe 'n bietjie van die papie af. En die skoenlapper kom uit en hy lyk pragtig en mooi, maar hy het nodig gehad om deur daai stryd te gaan homself uit te kom. Uit die kokon uit, ek sê papie, uit die kokon uit. En toe kon die skoenlapper nie vlieg nie. Geliefdes, en so, saam met al die uitdagings wat dalk mag kom en sal kom in 2026, sien dit ook so, dat die Here self met u besig is. Dat hy self vir u deur hierdie struweling gaan dra, hierdie metamorfose. En weet, u sal nie, as u self omgegee het, aan die ander kant, aan die einde van 2026 kom, dieselfde as wat jy ingegaan het nie. Want die Here self is werksaam in ons lewens. En so dink ek nou sommer meer as net onsself. Ons is mos baie in ons postmoderne lewe op jouself gefokus. Kom ons vat dit 'n bietjie verder. Wat van ons gemeente? Wat van Wesgemeente in 2026? En ek hoor klaar klanke van soveel lidmate wat sê, ons gaan onsself vir die Here gee. Wat ons doen, gaan ons vir hom doen. Hier gaan verandering kom. Want God is die agent van die verandering, van die metamorfose. Enige ander manier om hom te dien sal absurd wees. En laat hy dan ons denke en ons dade verander, sodat hy die eer sal kry. Geliefdes, dit gaan alles oor God. Amen.